Goeienaand en welkom by vandag se aandiens. Ek is opgewonde oor die woord wat nou gaan volg. Maar ek wil eers vir almal wat ingeteken het op hierdie kanaal 'n groot dankie sê. Julle likes en kommentaar maak 'n groot verskil om hierdie video's uit te kry na mense wat ons nog nie bereik het met die woord van God nie. Ons aanlyn gemeente groei elke maand met ongeveer 500 nuwe mense, omdat julle so help om die video's te share deur WhatsApps en ook op Facebook. So vandag, deel asseblief hierdie boodskap met vriende en familie, sodat ons saam elke Afrikaner kan bereik met die goeie nuus van Jesus Christus. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou hart aanraak en jou geloof versterk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Welkom aan almal van julle. Ek is so dankbaar dat die Here ons spaar om weer eens om sy woord te vergader. Dit bly altyd spesiaal. So die van julle wat Sondae-aande volg, weet ons reis mos deur die Jakobus sendbrief, né? En waar ons nou gaan, ek het mos vir julle gesê, toe sit nie vir my destyds gesê het, maar hy wil so graag hê ek moet uit Jakobus uitpraat. Toe sê ek, jong, maar Jakobus is all over the place. Dis hoe dit vir my voel. Hy's nou hier en dan daar. Want hy het al hierdie losstaande dinge wat hy sê, maar ja, natuurlik deur die Heilige Gees gedrywe wat die outeur is, het ons al hierdie onderwerpe, want nou beweeg hy weg van die tong af en hy praat nou skielik oor wysheid. So hier is sy woorde oor wysheid. Vers 13 tot en met vers 18. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Vader, ons bid dat daar 'n heerlike seën op hierdie woord en op die ontvangs daarvan in ons harte sal rus. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So, waar om wysheid te bekom? Waar kry ons dit? Want Jakobus praat van twee soorte wysheid. Hy praat van die wysheid daar van bo en die wysheid van onder. Nou, vir die Jode, vir Oud-Israel, wysheid was 'n baie belangrike ding vir die Jode. Ek bedoel, hulle het selfs hulle wysheidsliteratuur, as jy dink aan die boek Spreuke en die boek Prediker en Hooglied van Salomo. So, hulle het ook hulle wysheidsliteratuur. Vir hulle is wysheid 'n baie belangrike ding. Want hulle het besef, dat is nie genoeg om slegs kennis te hê nie. Want 'n mens het ook wysheid nodig om jou te help om in staat te wees om daai kennis wyslik toe te pas. So wysheid en kennis, jy wil eintlik die twee saam hê. Wat jy sien, iemand het eendag gesê, kennis, vir hom, kennis is soos, kennis stel jou in staat om dinge uitmekaar te haal, en dan kyk jy hoe werk dit. Maar jy het wysheid nodig om dit aan mekaar te sit en dit te bring in verhouding met jou lewe en met God. Ek kan iets in die Bybel lees, nou het ek kennis, maar hoe pas ek dit wyslik toe in my lewe? Hoe kom dit van kennis dat dit my lewe beïnvloed?
Van net iets wat ek geleer het, die kennis wat ek nou opgedoen het, hoe kan ek dit wyslik begin toepas? Hoe kan ek wysheid ontvang om te weet hoe om dit te doen? So, hy praat in hierdie hoofstuk van 'n soort kennis sonder wysheid. Hy noem dit ook daar, want hy skep 'n kontras nogal. Hy speel twee soorte wysheid teen mekaar af. Hy konstateer dit. En jy kan dit duidelik sien in vers 15, dan sê hy daar, dit is nie die wysheid wat van bo kom nie. Vers 17, maar die wysheid van bo. Daar is die twee. So hy sê, daar's 'n wysheid daaronder, en daar's 'n wysheid daarbo. En hy speel die twee nou teen mekaar af. Die ware wysheid wat van bo kom, kom van God af. Die wysheid van hierdie wêreld, dis aards, en dit kom van onder af, dis van hier. So ek en jy kan eintlik praat van hemelse wysheid, want dit kom van God af. Ander woorde, as ons sê dit kom van bo, dan sê ons die Here uit sy genade uit gee vir ons die verstand en die wysheid wat ek en jy nodig het vir ons geestelike lewe en ons wandel met die Here in hierdie wêreld. So as ek praat van die aardse wysheid, ek praat van menslike wysheid, mensgemaakte wysheid, en hy gaan so ver om te sê dis aards, dis van hierdie wêreld. Hy gebruik selfs die woord duiwels. Die duiwel het ook 'n wysheid, ek sal jou nou daarop wys. Dit kom nie van God nie. En ek bedoel, die Bybel is eintlik baie vol daarvan, van menslike wysheid, wat nie deug nie, nie gewerk nie. Byvoorbeeld, dink maar aan die dwaase wysheid van die mense, toe hulle begin het om die ziggurat, die toring van Babel te bou. Toe sê hulle, kom ons bou 'n toring wat tot in die hemel reik, dat ons kan sien wat daar bo in die hemel aangaan. Genesis 11. Dit is die goddelike wysheid wat hulle gedoen het nie. Die wysheid van die Here het gesê vermeerder en vul die aarde. En die mense sê nee, ons het ons eie wysheid. Ons gaan hierdie toring bou. Nou jy ken die res van die storie. Dit was toe mos maar iets wat plat geval het. Of dink aan Abraham. As jy nou gaan kyk daar in Genesis 12 vers 10 tot 20. Ek bedoel Abraham se wysheid wat hy aardse wysheid gebruik het en nie God se wysheid tot amper sy vrou gekos. Want die Bybel sê toe dit in Kanaan begin droog word, en daar's 'n droogte in Kanaan, toe trek hy Egipte toe. En daar sien iemand anders te sy vrou raak, en die man wil sy vrou neem. En ek bedoel, God verskyn aan die man, en hy sê vir hom, hey, daai man, dis sy vrou. En hy roep vir Abraham, hy sê, wat het jy nou gedoen? Ek kon met hierdie vrou getrou het. Hy sê, ek kon haar gevat het. Jy het vir my gesê, jy loop en lieg. Jy sê, dis jou suster, en dit is jou vrou. So Abraham se menslike wysheid het hom amper baie groot moeilikheid gehad. Daai dag in sy lewe, jy kan die hele storie gaan lees in Genesis 12 van vers 10 tot 20. Saul, hy was die langste man in Israel. Die Bybel sê hy het kop en skouers bo almal uitgestaan. Hy moes vir Goliat gaan veg het. Maar wat? Hy was te bang. Hy het in die kamp gebly en daai baasvegter van 'n Goliat kom uit en hy roep en hy skree vir hulle en sê vir daai Israeliete kom. Bring vir hy man dat hy kan veg, en klein Dawid kom maar aan met brood en kaas vir sy broers, en hy sê, ek sal met hom gaan veg, en nou Saul het hom net so een keer gee, hy sê, yes, like, kom ek help jou, trek hierdie klere aan, ek bedoel, jy moet nou klere aan, en ek bedoel, jy gaan nou oorlog toe, en jy moet hierdie wapen van my hê, en nou Dawid trek alles aan, en hy sê, maar dit is te swaar, ek kan nie loop nie, ek kom nie weg nie, ek het nooit geleer om met hierdie goed aan te loop, en hy trek het uit, dank God vir God se wysheid in Dawid, en hy sê, nee wat, ek is okay, en hy vat sy slingervel, gaan soek van 5 klippies, en hy sê, ek kom na jou toe, in die naam van die Here. Dit was Dawid se wysheid. Saul se wysheid was, nee, jy moet hierdie klere aantrek, dan kan jy oorlog toe gaan, en hy sê, nee, werk nie vir my nie. Maar, ek bedoel, in die Nuwe Testament sien dit ook, menslike wysheid. Toe Jesus nou vir sy disippels sê, hy, julle moet vir die mense kos gee, kyk jy so, hulle is honger, en hulle sê, nee Here, ons het nie daai tipe geld aan ons nie, stuur hulle weg, laat hulle dorp toe gaan, hulle moet vir hulle self gaan brood koop. En Jesus sê, nee, daai menslike wysheid gaan nie werk nie, kom sit hier, so wat het julle? Paar boere en 'n paar visies, en Jesus vermeerder dit en voer. So mense maak hulle eie planne, hulle het hulle eie wysheid, maar dis nie God se wysheid nie. En as jy nie God se wysheid het, dan gaan jy mos nou nêrens bring nie. Of daai Romeinse hoofman, hy dink is 'n baie goeie tyd, toe dit nou so stil raak en die wind gaan lê,
Toe sê hy, it's time, kom ons span die seile. En die stuurman, die matroos sê vir hom, hey, hier is 'n moeilike tyd van die jaar. As Euroclydon kom, hy verskriklike storm, dan ons moeilikheid. En hy sê, like, nee man, jy kan ons nou sien, die weer lyk lekker, dit is reg, let's go, pak op! En daar gaan die man in, dit was nie lank nie, jy weet wat het gebeur, dan kyk maar na Handelinge 26, hulle het skipbreek gelei, hulle het die skip verloor, hulle het al die gereedskap verloor, al die vrag verloor, hulle het op 'n eiland aangekom, goed en wel, 276 siele is gered, nie een is dood nie, maar dat niks oorgebly nie, hulle het nie na Paulus geluister nie, want Paulus sê, die wysheid van die Here het my gewys, ons moet dit nie doen nie, en die hoofman sê, man, bly jy net stil, jy weet nie waarvan jy praat nie, ek sê, let's go. Jy sien, menslike wysheid, teen God se wysheid. So wat is die oorsprong van menslike wysheid? Wel, hier staan dit, die wysheid wat nie van bo kom nie. Dis die mens se eie denke, wanneer hy nie God se wysheid soek, in die besluite wat hy moet neem, en dit wat hy moet doen. En Jakobus sê, dis aards, dis van hierdie wêreld. En soms is dit duiwels. Die duiwel kan jou inspireer om goeders te doen, dit is natuurlik. Nou, jy sal nou wonder, hoe is dit nou moontlik, dat hy nou so band, jy sê, 'n menslike wysheid, kan nie jou geestelik bring waar jy moet wees nie. Daarvoor het ons God se gees nodig, en God se wysheid. Want dit kom van die wêreld, dit is vlees, dit is wêrelds. En Jakobus praat van iets anders, wat ek jou naartoe wil bring, in 'n oomblik of twee. Maar dit laat my dink aan die gasheer daar in Boston, in die FSA, ek en my vrou was daar, ons het eendag daar gaan uit eet, met haar familie, kan jy glo, ons het familie wat daar bly ver langs, en ons het gaan iets baie besonders eet, hulle praat van Boston lobster, lekker kreef, sulke groot krewe, en ons het eendag het ons elkeen een dag gaan kafdraf daar in Boston, en maar hierdie man wat daar bly, ontvang sy Chinese geleerde vriend, maar soos dit nou gaan in daai wêreld in Amerika, dinge gebeur baie keer baie vinnig, en hy ontmoet sy Chinese vriend, by die treinstasie, klim hy af, en toe hy nou kry daar by die treinstasie, toe sê vir hom, ons moet nou vinnig kom by die ander gedeelte van die treinstasie, want treine kom en gaan in hierdie kant, en dan weer daai kant, en hy begin hardloop, hy sê, kom laat ons hardloop, nou hardloop hy, en sy geleerde Chinese vriend, en hy sê, maar ons moet vinniger hardloop, hy sê, want, as ons dit kan maak, en ons haal daai volgende trein, dan wen ons 3 minute, en so, in die hardloop, toe sê die Chinese filosoof van die geleerde, hy was 'n filosoof, hy sê, terwyl ons so hardloop, sê vir my, en watter betekenisvolle ding gaan ons doen, met die 3 minute wat ons gaan wen? So, wat maak ons, want in sy wysheid, wil hy weet nou, wat gaan jy maak, van waarde met daai 3 minute vinniger by jou plek aan te kom? Jy sien, as ons van wysheid praat, van die wêreld, dan is dit soos 1 Korintiërs, waar Paulus sê, daar van vers 18 af, die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, want God sê, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, van die aardse wysheid van mense, want mense in aardse wysheid kan nie verstaan, dat 'n kruis, 'n man aan 'n kruis, alles kan regmaak, wat stikkend is. Al die sonde in die wêreld, eendag. 'n mense se lewens. Die menslike wysheid van die wêreld sê, maar hoe kan dit wees? En hy sê, so waar is die wyse, die skrifgeleerde, die rede twister, die mense wat hulle so slim hou in hierdie wêreld, waar is hulle? Hy sê, die Jode wil 'n teken hê, die Grieke, hulle soek hierdie wysheid, hierdie menslike wysheid. Hy sê, maar ons verkondig Christus. 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Die mense van die wêreld sê, dis dwaasheid, hierdie kruis waarvan julle so praat, en hierdie man Jesus. Hy sê, maar vir ons, wat gered word, Christus.
die wysheid van God. God's wisdom. Christus, die wysheid van God. Wat dwaas is by God is wyser as die mense. Wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse van die wêreld te beskaam. So, ja, die wêreld het weggedraai, en daar is geen twyfel daaroor nie. En Romeine hoofstuk 3 is baie duidelik, in vers 18, waar die Bybel vir ons sê, daar's geen vrees van God voor hulle oë nie. Die mense van hierdie wêreld, hulle vrees nie God nie. Vriende, die beginsel van kennis en die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. As jy God vrees, bring dit kennis na jou hart. As jy God vrees, bring dit wysheid in jou hart. Ek praat nie 'n vrees van bangheid nie. Ons praat van 'n reverence, 'n heilige respek, 'n diep respek en agting vir die lewende God. So, koning Salomo, wat seker een van die wysste mense is, wat ooit geleef het, hy sê, die beginsel van die wysheid, die begin van alle wysheid, is die vrees van die Here. If you fear God, is jy 'n baie wyse mens, want dit gaan jou van baie verkeerde dinge bewaar. As jy God vrees, is daar baie dinge wat jy nie sal doen nie. En as besluite wat jy nie sal neem nie, want jy neem die Here in ag. Jy gaan versigtig wees in baie dinge wat jy sou andersins gedoen het. Hy sê, en kennis van die Heilige is verstand. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here en die kennis van die Heilige is verstand. So as ons wil verstand hê en kennis en ware wysheid, ja, wel, sy invalshoek van Jakobus in Jakobus 3 vers 15 is, luister, die wysheid van hierdie wêreld, dis van die duiwel. Nou, as jy my nie glo nie, as jy dink, maar waar kom hy nou daaraan van daai wysheid? Wel, kom ek help jou gou. Wat het nou weer gebeur in Genesis 3? Kom ek verfris gou jou geheue? Wat het die duiwel vir Eva gesê? Kyk na daai boom. En wat het gebeur? In haar wysheid, haar menslike wysheid. Wat sê die Bybel? Sy kyk na die boom en vir die eerste keer kyk sy met nuwe oë na die boom. Sy kyk na hierdie boom wat sy altyd geïgnoreer het, maar die boom het nou haar volle aandag. En toe sy so na die boom kyk, toe sê die Bybel, toe sien sy om verstand te begeer. Toe sy na hierdie boom kyk, toe dink sy, om verstand te verkry. Haar menslike wysheid sê vir haar, as ek van hierdie vrug eet, gaan ek hierdie verstand kry, waarvan die duiwel gepraat het, die slang. Hy het haar bedrieg. So, menslike wysheid is bedrieglik as dit by God kom. Daardie wysheid, ek bedoel, dit staan in vers 16, afguns, selfsug, wanorde, algemene dade, roem en lieg teen die waarheid. So, wat is dit? Bitter jaloesie, selfambisie, afguns, wanorde, allerhande gemene dade, dit beteken aards, ongeestelike dinge, duiwels, wêrelds, boos. Dis die wêreldse wysheid. Dis die dinge van hierdie wêreld. Maar die kontras, kyk nou mooi aan die ander kant van die spektrum. Wat doen Jakobus? Hy sê, luister, vers 17, maar die wysheid van bo. Kom ek praat met jou, sê Jakobus, oor God se wysheid. Hy sê, daai wysheid waarvan ek praat, die wysheid wat van God kom, van bo, is ten eerste rein. Vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid, goeie vrugte, onpartydig, ongeveins,
Hy sê iemand wat hierdie wysheid het, hy toon vers 13 uit sy lewe goeie werke in sagmoedige wysheid. Dis die wysheid waarvan ek praat, sê Jakobus. Goddelike wysheid van bo wat gedemonstreer word deur 'n Christelike lewe van nederigheid en goeie werke wat die persoon voordra. So dis 'n wysheid onder die heerskappy van Christus. Want Christus beheer nou die lewe. Wanneer Christus in beheer van ons lewe is, dan het ons Christus se wysheid in ons. Want die wysheid van bo beteken die wysheid van God. Dit kom van God deur sy Gees. En nou weet ons, want hy sê, vol van die vrug van goedheid en alles. Wel, die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, sagmoedigheid, vriendelikheid, en selfbeheersing en goedheid. Vol genade en goeie vrugte, vol liefde en nederig. So luister mooi, vers 17, die wysheid van bo, en dan gee hy die karaktertrekke, die eienskappe van daardie wysheid. So God se wysheid maak 'n mens se lewe nie leeg nie, hy maak dit vol. Vol van goeie dinge. Jy lewe 'n vol lewe. Jy lewe 'n gelukkige lewe. Vol barmhartigheid. Jy het 'n hart vir ander mense. Jy het 'n passie vir mense. Jy gee om vir mense. Ek bedoel, die verhaal van die barmhartige Samaritaan spreek ons nou boekdele. En hierdie goddelike wysheid van bo bring vrug. Hy sê in vers 18, die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Wat beteken dit? Die vrug van geregtigheid. So, geregtigheid het vrug. Wel, vrug is die gevolg van lewe. Iets wat dood is, kan nie vrugte dra nie, right? So, dit bring lewe. Vrug in dit self, het saad om te vermeerder, so dit het die potensiaal om meer te word. As jy barmhartigheid het, het jy meer barmhartigheid. As jy liefde het, groei die liefde, dit word meer. So God se wysheid bring die vrug van geregtigheid, dit dra vrugte. Jy doen die regte dinge. Jy doen die regte aksies. Maar wat verbasend is, wat anders is wat Jakobus sê, wat ek hier so verwag het, ons sou gedink het, as jy vrug het, dan het jy oes. Wat kry ek? Hy sê, nee, hierdie vrug van geregtigheid word gesaai. Jy maak dit nie by mekaar nie, jy gee dit. Jy gaan haal dit nie, jy gee dit uit. Dit word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Okay, hou net gou vas. Die regverdige hou nie vrede met alle mense nie. Want hulle gaan met my verskil as ek hulle aanvat en ek sê, hey, jy's uit step uit en hier is jy heeltemal verkeerd en ek spreek jou aan. Hier die woord van die Here sê, dis hoe jy dit doen, dis wat die Here sê. Dan gaan almal mos nie daarvan hou nie. So, dit beteken nie ek moet met almal vrede hou nie. Dis nie wat hier staan nie. Wat hier staan is, die regverdige met God se wysheid maak vrede. Kyk wat staan nie. Die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Ons is vredemakers. So dit laat my wonder, wat sê jy van Spreuke 3? Vers 13 en 14. So, ek wil jou 'n storie vertel. So, 45, 46 jaar gelede, toe ek my pad met die Here begin, die eerste 2 jaar in die woestyn, in Walvisbaai, toe ek my Bybel nou begin deurlees, die een boek wat ek verskriklik baie gelees het, was Spreuke. En ek onthou dit soos gister. En ek het baie keer beland by Spreuke 3. Ek het dit honderde kere in my lewe gelees. En ek het altyd, en deur my hele lewe deur, wanneer ek kom by Spreuke 3, vers 13
in vers 14, dan stop ek. Weet staan daar? Daar staan: Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het. En die mens wat verstand verkry. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale en al jou kleinode, jou kosbaarste klein dingetjies wat jy het, jou diamantringetjie en hierdie pareltjies en al jou kleinode wat jy het, kan daar nie meer vergelyk word nie. Het ek altyd gestop en vir die Here gesê, Here, silwer en goud wil ek nie hê nie, gee dit vir wie u wil. Gee my net die woord. Ek het baie jare bid ek daai gebed by die Here. Silwer en goud wil ek nie hê nie, gee dit vir wie u wil. Het ek altyd vir die Here gesê, Here, al het ek nie die dinge van die wêreld nie, u wysheid, u kennis, u verstand en u woord, gee my dit. En laat die ander, vat julle die silwer, vat julle die goud, vat julle die korale, vat julle die kleinode. Ek het 'n keuse gemaak as 'n jong man. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daai besluit in die woestyn. Ek sien myself nog daar toe ek dit gedoen het. Ek het gaan sit met hierdie hoofstuk in hierdie boek. En ek het as 'n jong man het ek die besluit geneem. En ek het vir myself gesê, Raymond Lombard, jy gaan eendag oud en grys word. En jy gaan eendag met jou een voet maar in die graf moet klim, en jy gaan ook eendag ingespit word. Jy gaan ook eendag in 'n kus lê en jy gaan ook stof word, sê Here jou nie kom haal nie. En dan, wat help jou silwer? Wat help jou goud? Wat help al die aardse dinge wat jy voor gaan afsloof? And I made my choice that days of my life. En ek het vir die Here gesê, Here, vir my, ek vra u wysheid, u kennis, die verstand en die woord van God. Dit was 'n bewustelike keuse wat ek gemaak het. It was a decision. Dis nie iets wat ek net lees nie. En ek het dit die motto van my lewe gemaak. Ek kan dit vir jou voor die Here sê. I made it the motto of my life. Ek sal nie dat aardse goed my van die Here wegtrek en dat dit my vashou nie. Ek sal gaan vir God en sy woord, want dit het ewigheidswaarde. Wêreldse goed is net vir 'n tyd lank. En die Here het my geseën met sy wysheid, met kennis, met verstand en met sy woord, waarvoor ek hom ewig dankbaar sal wees. En toe gee hy ook vir my wat ek nie gevra het nie. Die Here het my baie meer gegee wat ek nooit gevra het nie. Uit sy goedheid uit. Nie dat ek dit verdien nie, of dat ek dit waardig is nie. Dis net omdat hy 'n goeie God is. So waar bekom ek wysheid? Waar kry ek dit? Ek sal jou wys waar jy dit kry. Hier staan dit. In 1 Korintiërs 1 vers 15. Nee, vers 30. Maar deur hom, deur God die Vader, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. Jesus is jou wysheid. As jy by Jesus gekom het, het jy die wysheid van God. Hy is die wysheid van God. So het ons gesien, in vroeër in 1 Korintiërs, toe sê hy mos, Christus, die krag van God en die wysheid van God.
Dit het hy mos hier vir ons gesê in vers 24. So waar kry ek hierdie wysheid? By Jesus. As ek Jesus het, as ek hom waarlik in my lewe het en hy beheer my lewe, dan het ek die wysheid van God. As jy God vrees, het jy God se wysheid en God se kennis en God se verstand in jou binneste. So, ek het 'n vraag. Ek moet afsluit want ek het mos gesê ek praat met jou oor wysheid. Waarom wysheid te bekom? Ek het gesê ek gaan met jou praat. Waar kry jy dit? Want jy het nou die antwoord gesien. Kry dit in Christus as ek Jesus in my lewe het. So, ek wil afsluit met die vraag: wat jag jy na in hierdie lewe? Wat soek jy? Wat is dit wat jy so naasterlik na jag? Wat wil jy graag hê? Wil jy 'n plaas hê? En dan wat maak jy met hom? Wat sit jy net daar? 'n Nuwe kar hê. En wat maak jy met hom? Wat sit jy in hom? Wat maak jy daarmee? Wat doen jy met wat jy het? As sit jy en kyk vir dit. En dan? Wat soek jy in die lewe? God se wysheid? Of die wysheid van hierdie wêreld? Wat net verbygaande is, wat aards is, die dinge van die wêreld. So ek moet sluit en vra, so aan watter een gee jou meeste aandag? Waar spandeer jy jou tyd? Hoeveel tyd spandeer jy daarin? Ek dink dit was 'n baie goeie ding vir jou om vanaand kerk toe te gekom het. Jy het 'n baie goeie besluit geneem. Dit was baie wys van jou. Want jy die vrees van die Here kom soek. Die wysheid van die Here. Die woord van die Here. As jy dit doen, sal jy goed doen al die dae van jou lewe. Jou nietige lewe en myne op hierdie aarde. Want wat sê jy? Die dag as jy op die bed lê, soos toe ek by Dr. Ralph Hamman destyds se moeder staan op haar sterfbed, en ek sê, moeder, wat kan ek vir jou doen? En sy kyk so op in my gesig en sy sê, pastoor, daar's niks nie, behalwe kan ek net so 'n bietjie water kry. Sy vra nie vir 'n stuk steak, beefstuk nie, dit kan sy nie meer eet nie, die eetlus is weg. Sy vra nie vir mooi klere nie, sy kan niks meer dra nie, sy is vasgekluister op die bed. Sy vra nie vir my maar iewers te vat waar dit mooi in die natuur is nie. Haar lewe het verbygegaan. En sy lê daar en al wat sy vra in hierdie hele lewe is, kan ek net 'n slukkie water kry vir my mond. Wat gaan jy dan sê? Wanneer dit jy is wat daar lê, en al wat jy vra is net 'n slukkie water vir jou mond. Wat gaan jy dan dink oor jou lewe wat verby is? Dit sal nie wys wees om te wag tot dan, om die wysheid van God te soek nie. Bietjie laat in die dag. Dink jy sal met my saamstem? Kom ons doen dit nou. Ons doen dit vandag. Jesus, die wysheid van God. Laat hy jou wysheid wees. Laat hy jou lewe beheer. Dan het jy die wysheid van God in jou binneste. Dit is beter as silwer. Dit is ver beter as goud. Dit is ver beter as korale. En jou beste kleinode wat jy het, die goed wat vir jou die belangrikste in die hele lewe is, wat jy oppas. Dit is beter as dit alles. Want alles gaan tot niet en verby. Maar die wysheid van God duur tot in alle ewigheid. Jakobus was reg.
Die wysheid van die wêreld is aards. Is menslik, is dwaas, is duiwels, is boos, selfambisie, selfsugtig, vol bitterheid en doen sy eie goed. Maar die wysheid van bo, wat van God kom, beïnvloed ons lewe met reinheid, vredelewendheid, vriendelikheid, geseglik, vol barmhartigheid, goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, 'n rein skoon hart voor die Here. Vader, dankie vir die kosbare woord. Here, dat daardie wysheid, die wysheid van bo, in ons harte sal regeer. Here, meer as silwer, meer as goud, meer as korale, meer as kleinode, begeer ons u wysheid en u verstand en u kennis en u woord, o Here. Seën ons, Here, seën ons met die wysheid van bo. Jesus, u is God se wysheid. Vul ons met u self, sodat die wysheid van God ons in alles lei. Wanneer ons wakker word, wanneer ons gaan slaap, dat God se wysheid met ons sal wees. Dit bid ons Vader in Jesus naam. En al God se kinders sê Amen en amen.